Goeienaand. Ons aandgesprekke vanuit die Psalms bring ons vanaand by Psalm 125. Om na die berge te kyk en dit as beeld te gebruik om God mee te beskryf, is 'n baie gepaste beeld. Die beeld spreek van die Here se grootheid, sy onveranderlikheid, sy standvastigheid, sy altyd teenwoordigheid, dat hy 'n rots en 'n skuilplek is. Om egter na 'n mens as 'n berg te verwys, voel so 'n bietjie verwaand. Bybelse beelde soos die gras van die veld, die golwe wat heen en weer geslinger word, 'n miswolk wat gou verdwyn, voel 'n mens is meer gepas. Tog sê die psalmdigter van Psalm 125, die wat op die Here vertrou is, soos die Sionsberg, wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Daar is mense wat soos 'n berg is, wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Mense wat 'n vergelyk is, nogal met die Sionsberg, die berg van God se teenwoordigheid, waarop die tempel in Jerusalem gebou is. Daar is mense wat soos hierdie Sionsberg uitstaan, en mense soos die tempel wat lig en vrede van daar af verkondig. Te midde van die goddelose wat beheer oor die grondgebied van die regverdiges wil kry en dreig om die regverdiges ook te wil trek in misdaad en onreg, vers 3, staan hierdie mens. Het is nog maklik om soos 'n berg vas te staan as daar nie bedreiging en versoeking is nie, maar om te midde van dit alles vas te staan soos die Sionsberg, kom nie van self nie. Waar sal ons sulke mense kry, wat in vandag se tyd soos 'n berg staan? Mense wat nie wil toegee aan bedrog en valsheid nie, mense wat opreg en getrou in hulle werk is, en so ook in hulle verhoudinge, mense wat vas staan en uitstaan, wat vrede en lig in die wêreld bring. Hoe sal ons, as kinders, as verteenwoordigers van God, tog self so kan wees? Hierdie mense sal jy vind waar mense op God vertrou. Op God, wat, so leer die digter, in sy beskerming leef. Vers 2, soos die berge Jerusalem aan alle kante beskerm, so beskerm die Here sy volk, nou en vir altyd. Berglike eienskappe soos onwankelbaarheid en standvastigheid kom dus nie uit die sondige gebroke aard van enige mens nie. Dis alleen te vind waar mense op die Here vertrou. Die Here sy God, wat soos 'n berg is. So is die Here. Hy beskerm Jerusalem aan alle kante, soos die berge om Jerusalem. Wanneer die pelgrim na die Jerusalem toe aanstap, moet hy oor berge, en dan die Here verlei weer teen 'n berg op, die berg waarop Jerusalem gebou is. En hierdie omringende berge het dit baie moeilik gemaak vir voetsoldate om die stad aan te val. So is die Here vir sy kinders, soos die berge, reg rondom, altyd daar, beskermend, betroubaar. Die Sionsberg, wat bokant Jerusalem uitstaan, en waarop die tempel gebou is, kon maar uitstaan. Hy hoef nie weggesteek te word nie, want die berge om die stad het hom beskerm. En so is dit met ons as gelowiges. Ons kan maar 'n stad op 'n berg wees. Ons kan maar 'n lig in die donker wees. Ons kan maar uitstaan met vertroue, omdat die Here ons beskerm en bewaar. Vertrou op die Here. Vertrou dat hy jou sal beskerm. Vertrou dat hy altyd daar sal wees. Betroubaar reg rondom jou, vir nou en vir altyd, soos die berge om Jerusalem. In hierdie vertroue kan ons eerlik en opreg lewe, sonder om te vrees vir die vyand in die wêreld. Uitgesproke vir wat reg is, verstaanbaar en betroubaar, soos die Sionsberg wat nie wankel nie, maar altyd vas bly staan. Goeienaand.